Ek het Embark uitgedink omdat ek ongelooflik alleen gevoel het in my lewenspad. Ek moes 'n verskriklike diep reis in myself vind toe ek alleen op die trein van my lewe klim om te sê, hoe gaan ek deur hierdie lewe gaan? En wat vir my baie moeilik was, terwyl ek deur my reis van Rejoice gegaan het die laaste 6 jaar, was toe ek in 2021 my boek When the Fairy Tale Shatters gelaunch het. En julle sal sien, Marcus was hier so 2, hy word hierdie jaar 13. Julle, ek wil graag vir julle so maak met die tieners in my huis. En julle sal sien, dit was op 'n treinspoor en my fotovrou wat al my foto's doen, het hierdie foto geneem in 'n baie moeilike tyd van my lewe. Toe ek nog in die donker kant was, aan die ander kant van Rejoice. En toe ek my boek gelaunch het hulle almal vir my gesê, maar hoekom wil jy hierdie prentjie opsit? Dis so hartseer, dis 'n vrou wat 'n klein seentjie se hand vashou, wat op 'n treinspoor loop met 'n tas. En When the Fairy Tale Shatters het uit my hart uitgekom en ek het hom geskryf op aandrang van een van my mentors wat vir my gesê het, as jy nie gaan begin skryf en mense gaan help nie, gaan jy nooit gesond word nie. En my groot ding as 'n nommer 2 persoon is, om vir elke persoon wat vandag saam met my hierdie journey doen, te sê, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. In die 7 jaar wat ek 'n welstandterapeut is, kan ek vir julle sê, elke e-pos wat ek kry, elke WhatsApp wat ek kry, elke pasiënt wat ek ontmoet het, elke ICU waarin ek werk, elke persoon in my lewe, het pyn, het toetse, het lesse, het seer. Niemand is gevry waar nie. Hollywood, Daniel Steele, Ena Marie, Milton Boons, lieg. Die lewe is 'n treinreis vanaf Denemarke na Kenia in 'n stoomtrein en dis nie 'n grap nie. Dis nie 'n sneltrein nie, dis nie 'n Concorde nie. Dis 'n oudtydse stoomtrein deur die woestyn. Dit is die lewe. En hoe gouer ons dit kan embrace, en hoe gouer ons kan erken en aanvaar dat die lewe is nie 'n grap nie, maar ek is nie alleen nie. Ek kan Embark saam met al die want ek voel die Skepper het Embark vir my gegee om te deel met ander wat ook pyn het. En op die einde van die dag het Rejoice my laat besef dat as ek dan 'n instrument is in die Vader se hand, om jou te kan inspireer, om jou te kan help, om jou te kan bystaan, en jy kan elke dag vir my kyk in jou huis, of waarever jy jou bevind. En dit gaan jou help om minder pyn te hê, om minder physical depletion te hê, om minder mental doubt te hê, om minder emotional despair te hê, om minder spiritual disconnection te hê, dan weet ek. Dit is hoekom ek nog nie van die planeet af weggevat is nie. En sal ek aanhou om hierdie trein saam met julle te ry, totdat ons hom in Desember klaar maak, en dan gaan hy maar net weer begin ry, vir ewig en altyd, amen, al is ek 6 voet onder die grond.